Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens. Mag dit vir u 'n wonderlike geleentheid wees en so ook mag die nagmaal u elkeen vandag innerlik versterk. Geliefdes, wat is die bekendste Psalm in die Bybel? Psalm 23. Ek dink dit is een van die enigste Psalm wat meeste van ons uit ons koppe uit kan opsê. Die Here is my herder. En so geliefdes, gaan ons vanoggend kyk na die skrywer van Psalm 23 se lewe, Dawid. Dawid, spesifiek toe hy gesalf is. En ons gaan vanoggend bietjie nadink oor hierdie jong man wat eintlik skape opgepas het en toe gesalf is. Ons het vandag die voorreg om as gemeente saam nagmaal te gebruik. Mag ons in hierdie erediens beleef hoe die Here, ons herder, sy stem aan ons openbaar in hierdie erediens. En mag ons opnuut bewus word van ons goeie herder se teenwoordige liefde, van sy genade, so sou ons ook deur die nagmaal vandag versterk. Ons gaan 2 liedere vandag saam sing, as gebed, maar ook as belydenis, dat ons die kudde is van die goeie herder. Die goeie herder wat vir ons sorg en aan ons voorsien. Kom ons sing staande saam. Die Here is my herder, net sal hy omgee nie, hy laat my neer, en groen bly velde, na Vaders waarse, lei hy my heen, na Vaders waarse, lei hy my heen, baie lief, hy my huis, baie lief, Liewe gemeente, ontvang die seëngroet van die herder en bewaker van ons lewens. Uit Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my en ek gee vir hulle die ewige lewe
en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang saam. Geliefdes, ons gaan vanoggend 'n bietjie nadink oor Dawid wat as die jong man gesalf is as 'n koning. So geliefdes, het dit gebeur in hierdie tyd dat Israel reeds 'n koning gehad het met die naam van Saul. En Saul was hierdie man van gestalte, indrukwekkend van voorkoms, lank. Maar Saul se hart, lees ons in die woord van die Here, het van die Here self afgedwaal en weggedwaal. En toe sê God vir Samuel, sy profeet, maar gaan jy na Isaai se huis, om vir ons die nuwe koning te gaan salf. Samuel die profeet het toe gegaan, na Isaai se huis toe, en toe hy sy oudste seun sien, het hy gedink, dat hy daar is om vir Eliab te salf. Maar Eliab was nie die een wat die Here gekies het nie.
En so tussen die lyne in hierdie hoofstuk wat ons gaan lees ons dat selfs 'n profeet kan verlei word deur die uiterlike. En so geliefdes, verskyn al 7 seuns voor Samuel, maar nie een van hulle word gekies nie. Die Here het vir Samuel gesê, moenie na voorkoms of buitengewone lengte kyk nie. En na al 7 seuns verbygekom het, toe vra Samuel vir Isaai, is dit al jou seuns hierdie? En Isaai antwoord, my jongste seun Dawid is nog oor, maar hy's eintlik besig in die veld om nog die skape op te pas. Samuel het opdrag gegee dat hulle vir Dawid moet gaan haal daar in die veld. Geliefdes, Dawid was die jongste, die kleinste. Hy was nie eers genooi na die maaltydsoffer nie. Hy was nie genooi na hierdie geleentheid toe nie. 7 van sy boeties verskyn voor Samuel en hy is nie eers daar nie, hy is nie eers bewus van wat aan die gebeur is nie. Maar toe Dawid by daardie deur inkom, lees ons dat God toe op daardie oomblik met Samuel gepraat het en vir hom gesê het, maar Dawid is die een wat jy moet salf. Samuel het toe vir Dawid gesalf as 'n koning en ons lees van daardie dag af het die Gees kragtig in Dawid gewerk. Kom ons lees hierdie gebeure nou saam vanuit 1 Samuel 16 uit. Ons gaan daar lees verse 1 tot en met vers 7. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul tree, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal met jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede? En hy het gesê, ja, ek kom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Geliefdes, wanneer ons hier in 1 Samuel lees en ons fokusvers vandag is vers 7, dan sien ons dat die Here radikaal anders kyk. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. En so, geliefdes, het ek vandag 3 bokse saamgebring en ons het 3 kerkraadslede vanoggend genomineer om na vore te kom. So ek wil graag hulle nou na vore nooi asseblief.
So geliefdes, in die saak wat ek saamgebring het, is 3 bokse en hulle gaan elkeen van ons 'n boks kies. So geliefdes, ek gaan hulle nou vra om hierdie bokse wat hulle het te beskryf. So, wat sien ek? Sal jy daar afkoop? Keerplank is een boekie, maar ek stel daar strawberry, kies, Rice Krispies, jungle is, Algemene daar. En hoe is, lyk al lekker? Wat my pla is die spille by. Nou weet ek nie of ek hierdie boks vleis gaan koop met 'n pille by nie. Dit sê my as iewers 'n kontras. Lyk al pap het in die hande vas en gesond. Wat sê die boks? Gaan die pap gesond wees? Energy, high in fiber, high in vitamin B. En jy moet melk bygooi. Dink hierdie pap is enigste pap wat mens net so kan eet. Ja, kinderpap. Lyk dit gesond? keer maar die kinders maar hoe is dit mos nog freelance? Ja, okay. So, kyk my brand en dan okay, lyk dit ons sterk. Dit is waar. Nou dan vra ek dit ook om kyk ons binne. Okay, so wat jy verwag het. Ja, ons het opbreid verwag, ouens het lekker pienpap en hier het nou gedink, hy gaan nou lekker dit. Maar daar was glad nie die bokse wat hulle verwag het. Inteendeel was al gif en sout en kersse in die bokse van hulle verwag. Baie dankie julle. Okay, julle, so dit was nou 'n goeie eksperiment. Hulle het na die bokse gekyk en klaar beoordeel. Lyk dit lekker? Lyk dit gesond? Is hierdie bokse sterk genoeg? Ja, lyk hierdie pap of dit gesondheidsvoordele inhou? En soos wat hulle hierdie bokse beoordeel het met 'n sekere vooropgestelde idee om na die brand te kyk of na die foto's op die boks te kyk of om die inhoud te gaan lees op die boks. Dit het hulle 'n bepaalde persepsie gegee van hoe die pap binnekant gaan wees. Want dit is wat hulle binne die boks verwag het. En so geliefdes, is dit dikwels hoe ons na die buitekant van mense kyk. Ons kyk, is hulle sterk genoeg? Het hulle genoeg gesondheidslabels? Hoe suksesvol is hulle? Hoe goed lyk hulle van buitekant af? Lyk dit soos 'n aantreklike persoon? So dikwels kyk ons so na mense en ons kry 'n sekere persepsie van mense reeds as hulle self voorstel of reeds as hulle verby ons loop. Ons het 'n sekere opinie dan oor mense. Maar toe hulle hierdie bokse oopmaak vanoggend, het ons eintlik lekker gelag. Want die binnekant was glad nie wat die buitekant geadverteer het nie. En so geliefdes kan dit ook wees in 'n gelowige se lewe. Soos hierdie 3 bokse almal pap beloof het. So kyk ons dikwels na Christene. Christene
wat baie keer aan die buitekant 'n mooi glimlag het, mooi woorde sê, Bybelversies aanhaal, dade van barmhartigheid doen, sinne sê soos dit gaan goed en ek glo. Maar binne-in is daar bitterheid, jaloesie, vrees, leegheid, moegheid, onsekerheid, twyfel. So die vraag vanoggend is, geliefdes, hoe lyk ons buitekant? Maar meer belangrik, hoe lyk ons binnekant? As God na ons binnekant kyk, wat vind hy daar? Want sien, geliefdes, die Here kyk na die innerlike, ons innerlike motiewe, ons innerlike gesindheid, ons geloof en ons gebede. God sien dwars deur ons, hy ken ons deur en deur. En so, geliefdes, miskien voel jy vandag soos Dawid. Miskien voel jy vandag soos Dawid in die sin van, jy is besig om skape in die veld op te pas. Jy is besig met die gewone dinge van die lewe, jy is moeg, jy voel ongesien, jy voel nie uitgenooi nie. Miskien sit jy vandag hier en jy wonder, maar aan die buitekant is dit maklik om voor te gee, maar in jou binneste is jy besig om met iets te worstel. Mag jy vandag opnuut hoor, God sien jou. God sien jou innerlike raak. Dawid was gevorm in stilte, in verantwoordelikheid en in afhanklikheid. Geliefdes, terwyl Dawid daar in die veld gesit het, het die Here hom gevorm, hom eintlik reeds begin oplei. Die Here het hom geleer om in afhanklikheid van die Here te leef. En daardie tyd wat hy skape opgepas het, het hy geleer om die kudde te versorg teen gevare en leeu's en beere en alles wat die diere wil kom vang. En hy moes tydens daai gevaartye ook veral vertrou op die Here om hom sterk te maak en om die vermoë te gee om daardie kudde te beskerm. En so het Dawid ook baie tye alleen gehad, terwyl hy die skape opgepas het, terwyl almal aangegaan het in die stad met hulle lewens, het Dawid baie alleenheid gehad. En in daardie tye het hy geleer om te sing en om te bid. Maar wat Dawid nie geweet het nie, terwyl hy besig was met die gewone dinge, 'n gewone werk, was die Here besig om hom voor te berei. Voor te berei vir dit wat hier in 1 Samuel 16 gebeur. Dat hy as koning gesalf word. Geliefdes, wanneer ons kyk na Dawid, dan het die profeet Samuel nie eers verwag dit gaan Dawid wees nie. Sy eie pa Isaai het nie verwag dit gaan Dawid wees nie. En wanneer ons kyk na Dawid is nie perfek nie, maar Dawid was beskikbaar, leerbaar en afhanklik van die Here. En Dawid het 'n hart gehad wat wou luister na die Here se wil. Hy wou gehoorsaam wees en hy wou die Here aanbid.
En die Here het dit raak gesien. Die Here het gekyk na Dawid se innerlike. Sonder die vooropgestelde persepsie van die uiterlike. Geliefdes, ons lees later in Dawid se lewe hoe hy nog baie foute begaan het, hoe hy nog baie sonde gedoen het in die oë van die Here. Maar ten spyte van sy sonde en sy foute, het die Here hom nooit weggegooi nie. Het die Here hom nooit verstoot nie. Wat gaan ons doen as ons 'n boks oopmaak en dit is nie so lekker soos dit geadverteer was nie? Ons gaan dit weggee of weggooi. Maar die Here gooi ons nie weg nie. Dawid het saam met die Here met sy innerlike geworstel, sy diepste innerlike gevoelens en gedagtes. Dit het hy met die Here gedeel. En so geliefdes, lees ons in baie psalms wat Dawid geskryf het, hoe hy vergifnis vra, hoe hy na die Here toe kom met sy diepste gevoelens en sy sondes, hoe hy vir die Here vir leiding vra, vir wysheid en vir krag vra. En so is dit ook ons uitnodiging. Is daar iets in ons innerlike waarin ons saam met die Here mee moet werk? Is daar iets in ons innerlike waarmee ons worstel, wat ons vir die Here moet gee, met hom moet deel? Is daar iets in ons innerlike waarvoor ons vergifnis moet vra, wat ons moet bely? Ons sien, geliefdes, die Here kyk nie soos mense kyk nie. Mense kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Geliefdes, in 1 Petrus 2 vers 24 tot 25 staan, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Mag God, ons hemelse Vader wat kyk na die innerlike en selfs 'n skaapwagter roep, ons elkeen roep om innerlik opreg voor hom en vir hom te lewe. Mag Jesus Christus, die goeie herder, ons genadig wees. Mag ons sy stem ken, sy stem leer ken, en sy stem vertrou en volg, na genesing, na vrede en na rus, en so ook na die ewige lewe. En mag die Heilige Gees ons innerlik vernuwe, sodat ons in gehoorsaamheid sal kan vertrou, al die dae van ons lewe. Mag ons so innerlik vernuwe word, dat ons beker oorloop van genade en van liefde. Mag ons drie-enige God ons inhoud kom versterk
kom vernuwe en kom herstel. Geliefdes, sodat ons innerlike en ons uiterlike tot eer van die Here sal wees. Dat ons met ons uiterlike en ons innerlike veral die Here sal loof en sal prys en tot eer van sy naam sal lewe. Die mens kyk na die uiterlike, maar God kyk na die innerlike. Amen. Geliefdes, wat 'n groot voorreg om vanoggend weer saam te kan nagmaal gebruik. Ek lees nou graag die formulier vir die gebruik van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, en elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor ons sondes. Daar is sondes waarin ons met ons gedagtes, met ons woorde of dade oortree het. Daar is sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God voorootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is, op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe, om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons met dankbaarheid ons hele lewe opnuut aan hom wy. Mag die nagmaal ons innerlik versterk, sodat ons gereed sal wees vir die roeping wat die Here aan ons elkeen toevertrou. Geliefdes, terwyl ons nou tyd gee vir 'n stil gebed, gaan ons vra dat die tafel in gereedheid gebring sal word. Mag die goeie herder
aan ons elkeen voorsien. En mag ons deur die nagmaal innerlik versterk word. Ons vra nou vir die kerkraad om die wyn uit te deel en daarna sal hulle die brood uitdeel en daarna gaan ons die nagmaal saam instel en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek het vir volkome versoening van ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan dat sy kosbare bloed vir ons vergiet is tot versoening van ons sondes. Geliefdes, nou dat die Here ons innerlik versterk het, ons innerlik kom vernuwe het deur sy nagmaal, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here ons herder, ons kom vandag na U toe met al ons innerlike. U is ons herder en daarom ontbreek ons niks nie. Leer ons, Here, om te rus in U voorsiening, ja selfs wanneer die wêreld onrustig en onseker is. Lei ons, Here, na groen weivelde, veral omdat ons lewens so gejaagd is. Here, lei ons na stil waters toe en herstel ons moe siele. Lei ons op die regte paaie, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van U naam. En wanneer ons deur donker dale gaan, wanneer vrees, verlies en twyfel of onsekerheid ons omring, Here, help ons dan om U teenwoordigheid raak te sien. Laat ons fokus op U beskerming en U troos.
Want U, Here, gooi nie U kudde weg nie. U laat nie een skaap verlore gaan nie. U berei vir ons 'n tafel. U salf ons kop met olie en U herinner ons dat ons U geliefde kinders is. Here, ons beker loop oor. Dit loop oor van U genade en U troue sorg. Mag U goedheid, Here, ons volg al die dae van ons lewe. En tot ons eendag by die ewige feesmaal mag aansit. Dankie dat U hier op aarde die nagmaal ingestel is, sodat ons dit as 'n feesmaal mag hê, totdat ons eendag by die ewige feesmaal mag aansit. Here, ek bid dat ons elkeen sal tuis wees in U huis, tot in lengte van dae. Mag ons leef in vertroue en in afhanklikheid, want U, Here, U kyk na ons innerlike. Amen. Geliefdes, kom ons staan vir die seëngroet en die wegsendingslied asseblief. Mag ons hemelse Vader vir ons sorg en aan ons voorsien wat ons nodig het om as sy kudde te leef. Mag ons die seën ook ontvang van Jesus Christus, die herder wat sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons mag lewe. En ook van die Heilige Gees. Mag ons innerlik vernuwe en versterk word, elke dag. Mag ons drie enige God ons seën met sy teenwoordigheid. Mag hy ons gebede verhoor en mag hy aan ons sy vrede gee. Amen. Oh